Vanoggend gaan ons 'n bietjie hoor oor wat dit beteken om afhanklik van die Here te wees en eintlik te weet ons is op die regte pad, al voel dit nie altyd so nie. Want verlede week het ons 'n bietjie gehoor oor ons roeping en wat van ons verwag word as Christene. En so vanoggend gaan ons bietjie aan daarmee. So ek nooi jou uit om hierdie votum saam met my te bid tot die Here so aan die begin van die diens. Here, gee vir ons geloof, so klein soos mosterdsaadjies. Ons geloof kan maar klein wees, want U is almagtig en groot. Here, gee vir ons geloof wat ons na U toe draai, want sulke geloof red en sulke geloof gaan uit. Wees gegroet vanoggend met genade en vrede van ons Here Jesus Christus en die krag en die liefde van ons Vader en die bystand van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here en antwoord daarop deur 2 pragtige liedere saam te sing. Ek weet verseker en bring lof aan die Vader.
Ek het vir ons hierdie baie treffende gedeelte uit Klaagliedere 3 uitgebring. Dit was regtig toe ek besig was om voor te berei nogal iets spesiaal wat ek raak gelees het. Want ons dink altyd, en ek het al baie gepreek ook uit die Klaagliedere, dat dit hierdie ding is van, ek moet net bietjie uitstort wat in my hart is teenoor die Here. En die outeur van Klaaglied doen dit. Hulle dink dit was Jeremia of een van Jeremia se volgelinge. En dan kom ons in Klaagliedere 3 en hy skryf hierdie. Hy sê, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Net so herinnering dat wanneer ons sê ons glo in die Here, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, wat ook hier by ons is vandag, dan is dit ook iets wat ons vir onsself sê. Die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. En ek sal geduldig op hom wag, al gaan ek deur regtig donker dieptes. 'n stukkie herinnering vir elkeen van julle. Ons gaan vanoggend lees uit 2 Timoteus 1, dis nie 'n baie bekende gedeelte nie, maar dit is nogal 'n interessante teks. So ek hoop dit gaan spesiaal wees vir julle elkeen, en voordat ons dit saam lees, kom ons bid. Here, wat 'n lieflike oggend wat ons hierso by mekaar is in u woning. Ons weet, hierdie is net 'n gebou, Here, maar dis 'n spesiale gebou. Dit beteken so baie vir ons om hier te kan sit, te kan sing, u te kan loof en prys, naby u te kan voel, naby mekaar te kan voel. So dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie herinnering ook, dat wanneer ons in u huis is, wanneer daar 2 of meer by mekaar is, daar is u ook. Here, soggens roep ek na u, ook vanoggend. Help my om te bid, om my gedagtes na u te draai. Ek kan hierdie nie alleen doen nie. Daar's 'n donkerte binne my, maar by u is daar lig. Ek voel alleen, maar tog laat u my nie alleen nie. Ek's moedeloos, maar by u is daar hulp. Ek is dalk rusteloos, en by u is daar vrede. Ek verstaan nie u weë nie, Here, maar tog ken u die weg vir my. Herstel my vryheid en stel my in staat om nou te lewe, dat ek in my soeke myself en u sal vind. Wat ook al vandag inhou, Here, mag u naam vereer word. Amen. Hierdie week het ek myself so 'n bietjie gevind in 'n vreemde plek. Baie van julle het my Facebook post gesien en was toe baie bekommerd. Maar ek is okay. Maar dit was so asof ek myself bevind het tussen hemel en aarde. Die aarde was te donker en die hemel was te ver. En as ek nou eerlik moet wees, dan moet ek amper vir julle sê, die hemel het dalk bietjie te heilig gevoel vir hierdie simpel sondige mens wat hier aankarring. Ek het al so baie gepreek van die bo af en dalk vir jou persoonlik ook. Die Bybelstudie tannies weet ek is baie erg daaroor om te sê, al wat jy hoef te doen is te glo. Jy moenie al die goedertjies aftik voordat jy in die hemel kom nie. Die hemel is daar vir ons elkeen. En tog hierdie week het ek regtig beleef dat dit ver voel.
dat ek tussen hierdie twee plekke is, tussen hemel en aarde. En toe kom ek op hierdie foto af, van die groot kliphandebrug in Vietnam. Vra gerus vir Chris en Koti, hulle was daar. Hoe is dit om op die brug te stap en te sien, hoe dit voel? Maar ek het so ietsie van hierdie beleef, dat ek hang, of suspended is dalk 'n beter woord, maar ek hang hier tussen hemel en aarde, maar iets hou my daarom nog vas. Ek is daarom nie heeltemal op my eie nie, maar ek is tussenin. En so verlede week preek ek so ewe oor roeping, en ek voel, yes, ek het iets reg gekry, ek weet wat hierdie teks vir my probeer sê, wat Petrus vir ons sê, en ek probeer iets sê van om te vertrou dat die Here jou sal uitkry waar jy uitgekry moet word. En hierdie week het ek self net gesukkel om daaraan vas te hou en dit te onthou. Ek het nogal gedink, moet ek dit deel of moet ek dit los? En ek het gedink, nee, laat ons daaroor praat, want dit is goed om te weet, ons is almal net mense, ek het net so 'n bietjie langer geswat om te leer uit die Bybel uit. En so ek het 'n lekker lang huilsessie gehad en 'n baie lang stapsessie saam met my man, en 'n lekker lang skryfsessie. En toe besef ek het nie noodwendig my roeping onthou nie, maar julle het almal. Iets van wat ek met julle deel op 'n Sondag na Sondag of week na week in julle lewens, het julle gevat en teruggegee vir my. En dit was so kosbaar gewees om dit te kan beleef. Om julle roeping te beleef wat julle uitleef teenoor my. So baie bemoediging gekry van soveel mense af, dat ek eintlik heeltemal oorweldig was, ten spyte van hierdie vreeslike tussenin gevoel. En dit het my laat dink aan hierdie woorde van Dr. Howard Thurman, wat 'n 19de eeuse teoloog was. Hy sê, there are two questions that we have to ask ourselves. The first is, where am I going? And the second is, who will go with me? Where am I going and who will go with me? Nou, ek het so 'n bietjie hierdie week vergeet waarheen is ek op pad. Maar ek dink is daarom okay om so nou en dan van die bus af te val. Want ek het mense wat saam met my loop en dalk langs die bus net so 'n bietjie by my is en my troos en dan my weer bietjie op die bus ophelp. En dit beteken ongelooflik baie vir my. En ek is seker elkeen van julle het sulke mense in julle lewens wat ook so nou en dan net weet, jy het nou 'n boodskapie nodig. En Paulus help ons ook hiermee, wanneer hy vir Timoteus herinner aan sy roeping en aan sy werk, en dat hy nie alleen is in dit wat hy besig is nie, veral oor die wat voor hom gekom het. Dit was nogal interessant, en wat ons nou saam gaan lees. So kom ons lees watter wysheid het Paulus vir ons vandag oor geloof en vertroue. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. En aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en jou ma Eunice was. En wat? Daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde
en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jy ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons loof. En dan eindig hy hierdie hoofstuk deur net te sê, groete vir die mense wat ek daar ken en herinner hulle, ek is lief vir hulle. So in hierdie gedeelte kry ons 'n hele klompie dinge wat ons help met hierdie tussenin gevoel, hierdie tussenin gedagte. Want dit is eintlik waar ons is. Ons is op aarde, baie keer voel die aarde diep en donker en te veel, maar ons is ook geskep deur God, goddelike wesens, wat deel het in die ewige lewe. En so ons is eintlik in hierdie tussenin plek, permanent. So elke nou en dan moet ons ook net daarin herinner word dat ons wel deel het in die verlossing. Dat ons wel deel het in die goeie nuus wat Jesus vir ons gebring het. En so elke nou en dan moet ons daarin herinner word. En Paulus besef dit. Dis waarskynlik hoekom hy vir Timoteus skryf, want hy weet, dit moet baie moeilik wees om so op jou eie daar in daai kant van die aarde te wees en dag na dag hierdie harde werk van sendingwerk te moet doen. Die evangelie te verkondig. En so hy herinner vir Timoteus. Hy beer hom so 'n bietjie op. En hy probeer vir hom sê die werk waarmee jy besig is goed. Die Here het dit geseën. Die Heilige Gees is in jou. Gaan so voort, doen so voort. Wat jy doen is reg. En hy doen dit eintlik om hom te herinner dat hy nie alleen is op hierdie pad wat hy stap nie. Hy kom uit 'n lyn van wonderlike vrouens wat die Here baie goed gedien het. Sy ouma Lois, sy ma Eunice en die gelowiges rondom hom ook natuurlik. Hy is nie alleen in dit wat hy mee besig is nie. En terwyl ek dit nou so noem, hierdie ouma en ma, is daar dalk 'n naam wat in jou kop opkom, wat jou herinner daaraan. Dat die mense wat voor jou gekom het, wat jou vooruit gegaan het, of vooruit gaan, ook dit vir jou gedoen het. Dat hulle ook vir jou geleer het, wat dit is om te dien, wat dit is om liefgehet te word, wat dit is om die Here te volg. 'n ma, 'n pa, 'n ouma, 'n oupa, 'n sonndagskooltannie, of dalk 'n outeer, of iemand wat jy nog nooit ontmoet het in jou lewe nie, maar wie se woorde jy onthou. Ons onthou hierdie mense wat ons voorgegaan het, en ons word bemagtig daardeur, want dit is wie ons is. Dalk het jy nie iemand in jou lewe gehad wat dit vir jou geleer het nie. Maar dan herinner Paulus ons is almal verbind deur almal wat voor ons eintlik gekom het in die vroeë kerk. Wat die boodskap versprei het, dat ons deel het daaraan, dat ons nie los is daarvan nie. Ons is deel van hierdie geskiedenis wat al 2000 jaar kom. En ons word saamgebind deur Christus, wat ons kom leer het wat liefde is, wat genade is,
wat vrede is. Deur hom is ons verbind met almal wat voor ons gekom het, en ook nou, deur almal wat rondom ons is. Die vraag oor wie saam met ons op pad is so belangrik. Om hierdie horrible lewenspad te moet alleen loop, dink ek, moet seker een van die ergste goed wees in die wêreld. Elsbie het so baie mooi ding op Facebook gesit, waar sy gesê het, die post het gesê, iets oor, people are your medicine when you're feeling down. En toe sê sy is so bly om medisyne tassie is vol. En ek is ook bly dat my medisyne tassie vol is. Ek het wonderlike ouers wat baie gehoorsaam is en kom kuier, as ek sê, hulle moet kom kuier. Mense, gemeentelede, mense wat ek jare laas gesien het, wat my opbeer en my beter laat voel. My medisyne tassie is vol. En dit is so belangrik om ten minste een persoon te hê, met wie jy die reis aanpak. Soos Timoteus sy ouers en sy medegelowiges het, hoop ek so het jy ook. Dit maak die tyd wat ons hier tussen hemel en aarde moet spandeer, soveel beter, en soveel makliker, en soveel draagliker. Selfs vreugdevol. Dat jy nie net hang in die lig nie, maar dat jy vasgehou word deur God en deur jou mense. En dan is die vraag ook, waarheen is ek op pad? Dis net so belangrik. Ek het so 'n bietjie vergeet hierdie week, of dalk was dit net te moeilik om myself daaraan te herinner, maar dis deel van die onthou. Dis deel van die pad. Deel van Paulus se oproep en herinnering ook vir Timoteus. Die Gees wat God ons gegee het, yesterday, kyk nou hier, ek het al my slides gemis. Ek het so in vervoering geraak, maar nou is ek by die regte een. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie immers lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die opberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Ek is gevul met die Gees. Jy is gevul met die Gees. En dit maak ons sterk, nie lafhartig nie. Al voel jy baie keer so, jy is nog steeds sterk. Dit vul ons met krag en liefde. Dit help ons dra in ons roeping wat die Here op ons skouers gelaai het, aan dit wat ons moet doen elke dag. En ons doen dit met krag wat net van die Here afkom. Om te verkondig is om te onthou, maar is ook om te deel, sodat die wat na jou kom ook kan onthou. Dis die mooi van wat Paulus hier besig is om vir Timoteus te sê. Hou aan, want is nie noodwendig jy wat daarmee geraak word nie, maar juist die mense na jou. Ek weet nie aldag of my laerskool chommies elke Sondag onthou wat ek sê of doen nie, en dis okay, want ek weet wat hulle wel gaan onthou, is dat daar iemand was wat vir hulle regtig lief was, en omgegee het oor hoe hulle week was, en saam met hulle wil dra aan dit wat hulle dra. Ek weet ook nie aldag of my volwasse chommies onthou wat ek van die vooraf sê nie, en dis ook okay, want ek weet julle gaan onthou dat hierdie dominee vir julle lief was, en is, dat julle elke Sondag 'n bietjie opgewondenheid gehad het, of 'n praktiese ding wat julle saam met julle kon vat deur die week. En dat julle cool stories gehoor het. Want dis hoe ons leer, deur stories te vertel van God, van Jesus, van mekaar.
dat ons deel het daaraan. En so ek wil julle graag los met 'n mooi storie, my roepingsverhaal, dat ek kan onthou, en dat die wat na my kom ook kan onthou. Ek wou nie altyd 'n dominee geword het nie, ek weet nie of dit apparent is nie. Ek wou 'n CA geword het, en baie geld gemaak het, en die Here het ander planne gehad. Ek sou Kanada toe gegaan het, my oom hulle bly daar, vol beurs, ek moet net daar kom. En keer op keer, wanneer ons hierdie goed instuur, dan swaai die deurtjie net toe. Die visa aansoek is in, die universiteit's reg vir my, ek moet net opdaag, en dan sê hulle, nee, sorry, hierdie is nie reg nie. En dan stuur ons weer alles in, en dan sê hulle, nee, sorry, hierdie is nie reg nie. En in my graad 11 jaar, vra my dominee vir my, het jy nie al ooit daaraan gedink om teologie te gaan swat nie? En toe sê ek, nee dankie, ek wil nie 'n arm dominee wees nie. Maar toe natuurlik is die saadjie geplant, nê? En soos wat my matriekjaar aangaan en al hierdie goed, hierdie deure die hele tyd toeswaai, besef ek, dalk is hierdie wat ek moet gaan doen. My ander dominee by Randfontein Noord het altyd gesê, ek is soos Jona, ek wil nie luister nie. Ek hardloop die hele tyd weg, maar die Here sê vir my kom. En eventually toe besluit ek, okay, dit is wat ek moet gaan doen. Maar teen daai tyd was al die aansoeke nou al klaar, ek was te laat om universiteit toe te gaan, so ek vat toe 'n gap jaar. En daai gap jaar was ook goed, want kon 'n paar goedjies reg kry en in plek kry. En dit was goed om 'n bietjie ouer te wees en teologie te gaan swat. En nou hier is ek, 'n dominee, wat geluister het toe die Here geroep het, eventually. En so elke nou en dan herinner die Here my, dat jy dalk net so nou en dan weer moet luister. Eventually sal hy by jou uitkom, al is dit nie nou nie. So mag jy onthou, jy is nie lafhartig nie. Jy word gedra deur die wat voor jou gekom het, en deur die wat langs jou loop, in Christus se liefde en krag. Ons hulp kom van die Here, en die mense, die medisyne passie, wie hy op ons pad gestuur het. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend weer te kon herinner word dat ons nie alleen is nie. Dat U mense op ons pad gestuur het ver voor ons tyd. Dat ons vandag hier kan sit en kan onthou en kan weet, U is by ons. U dra ons, U krag en U liefde maak ons sterk. En mag ons dit onthou wanneer hierdie tussenin gevoel weer tref. Wanneer ons hang tussen hemel en aarde. Dat ons sal weet, U groot hand het ons styf vas. Dankie vir elke persoon wat U op ons pad stuur. Wat langs ons loop, voor ons loop, agter ons loop, ons optel, ons dra. Al hierdie dinge vir ons doen. Ons kan U regtig net loof en prys daarvoor. En dankie vir Hoogland Gemeente, Here, wat keer op keer wys wat dit is om lief te hê, om te gee, om te dien. U seën ons, Here. Mag ons 'n seën vir ander wees. Ek wil jou nou uitnooi om so 'n paar oomblikke stil te wees. Dalk het jy iets op die hart wat jy met die Here wil deel, of sommer net voor dankie wil sê. So kom ons bid so saam vir die Here.
te val vermoeid, soms verslete, maar vertroue verjaag die vrees. En vind die hemel hier versteek. Ek wil leef met alles in my, weet wie ek is. Ek wil lewe sonder vrees. Ek wil leef met alles in my en weet dit was genoeg. Ek het nooit vergeet wie ek is, was soms net slaap en sluimerend, met 'n donker wat weerloos loopt. Net geweet dat ek wil leef. Ek wil leef met alles, weet wie ek is. Vry soos wind en son, kers 'n lig wat nag oorkom. Ek wil leef met al die lewens my gegee. Die hemel soms so ver, net ook net hier tussen ons. Ek wil voel dat ek Ons hou mekaar vas en ons maak ons medisynekassies vol en ons vang die seën van die Here. En nou, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen wees tot in ewigheid.